Goed, ek wil graag met julle 'n bietjie vanoggend gesels oor 'n onderwerp wat nou al so rukkie saam met my kom. En dit is wie wen? Jou brein, met ander woorde jou verstand of jou hart, die emosies. Die doel van die boodskap is eintlik eenvoudig. Ons wil 'n bietjie kyk vanoggend, wat is die verband tussen hierdie twee, tussen die hart en die emosies? 'n Bietjie so vinnig, ons het nooit tyd om in detail te gaan oor die hart en hoe wonderlik die hart is, maar ons 'n bietjie kyk, meer leer oor die hart en hoekom is dit belangrik om dit te bewaar. En dan ook meer te leer oor wat die Bybel sê oor ons harte. Ons moet selfondersoek doen ten opsigte van ons eie harte. Waar staan ons? En daar's twee areas wat ek 'n bietjie gaan na kyk. Die ene is die fisiese begrip van die hart. 'n Bietjie kyk hoe wonderlik is die hart en dan ook 'n Bybelse begrip oor die hart. Wat sê die Bybel vir ons? So die Ekskuus net. Dan tegnologie net hier kry. Goed. Daar is hy. Die tipiese vraag oor die hart. Is daar praktiese argumente dat ons harte fisies ook intelligensie besit? Is dit so dat ons laat die emosies, al hierdie dinge waar daar kom, hartseer, bedroef, geluk, ekstase en al daai dinge. Ons praat altyd dit kom uit die hart uit. Maar kom ons klaar daai ook net uit. Laat iemand nie sê nee, maar dit kan nie regtig so werk nie. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En die ander vraag is, wat is die sleutel om Jesus Christus werklik in ons hart te ken en te gehoorsaam? En kan Jesus werklik my hart reinig? Is my hart van so 'n aard dat Jesus kom, my sonde is te veel? So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En dan, wat leer die Bybel ons omtrent hierdie vredigheid wat vir my gronde weens 'n gebrek aan kennis? Want ons praat so baie keer oor dinge en ons het so baie sê goeters. Maar is dit regtig gebaseer op die kennis wat uit die woord uitkom? En die antwoord daaruit kom eintlik uit Jeremia 29 vers 13 uit, wat vir ons die rigting gee. En as julle my soek, en julle sal my soek en vind, as, daar is 'n vereiste dan, julle na my vra met julle hele hart. Nie halfhartig nie, God met ons hele hart, moet ons vra. Kom ons kyk vandag na agtergrond oor die menslike hart. Dink dit is 'n historiese feit wat ons nie vandag baie hoef te debatteer nie. Dat Jesus het so ongeveer 2000 jaar terug, is hy gebore, en Jesus het op die aarde rondgeloop. Hy was 'n mens, net soos ons. Hy het 'n liggaam gehad, hy het 'n hart en hy het longe gehad en al. Hy was nie 'n vreeslike hoë goddelike wese nie. Op daai stadium was hy 'n mens gewees met dieselfde emosies as ons. Ons leer by verskeie plekke, Jesus het hartseer geraak, hy het gehuil, hy was bedroef gewees, hy het selfs kwaad ook geword. Jesus het met emosies soos ons gehad. So dis goed dat ons dit verstaan. Filippense 2 vers 6 en 7 sê vir ons, hy wat in die gestalte van God was, het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word en homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Die Bybel leer ons ook meer. Die Bybel leer vir ons dat Jesus net 'n mens gewees met bonatuurlike goddelike eienskappe nie. Hy was 'n baie goeie leermeester gewees en hy was 'n profeet, al daai dinge. Maar Jesus was ook net soos ons 'n mens gewees. En ek dink as ons wil praat oor die hart en hoe funksioneer die hart, dan dink ek is die belangrikste, ons moet eers begin by God en ons moet probeer om meer van God te verstaan, om te erken en te weet wie is God. Die oorsprong van ons as Christene is daar heel in die middel. Ons glo vas dat daar 'n skepingsoomblik was. Ons glo dat alles wat was, wat is en wat ook nog sal kom, het God geskep. Wanneer daar is ander teorieë, en ons hoef nie hulle krediet te gee vandag nie, die Big Bang en die evolusie en al daai goeters. Ek wil net sê, as daar iemand is wat glo, dat sy voorgeslagte was 'n Amoeba gewees en later ook afstammeling van 'n Bobbejaan of wat ek al, dit is jou eie keuse om te doen, om net
tans eet nie van daai. So jy kan regtig daai doen. Vroeg gepraat van die diere en die natuur, die blomme en alles. Ons het gepraat vorige keer van hoe onsaglik groot is die uitspansel, die heelal. Daar is oor 100 miljoen galaxies of sterrestelsels. En ons eie sterrestelseltjie, die Melkweg, het meer as 400 biljoen sterre. En as ons daai foto daar so 1 miljoen keer of 'n paar miljoen keer kan vergroot, miskien sal ons die aarde in die son kan sien. So klein is ons. So mens staan eintlik verstom om te besef hoe groot is God se skepping. En God, daar's verskillende seisoene, die herfs en die winter en al daai. God beheer ook die seisoene, dis in sy skepingshand. Ons het ook gekyk, God is die middelpunt van die skepping. Ons het ook voorheen gekyk na die mikro skepping. Daai is maar net 'n foto onder 'n mikroskoop van 'n lyke sel van 'n blaar. Ons het nie regtig altyd 'n omvang, want ook vorige keer voorbereiding vir hierdie, het ek net agtergekom in my verstand, ek wou net trek so uit, want my memory en my chips is nie goed genoeg om hierdie te kan hanteer nie. Wat ek vanoggend bietjie wil praat oor, is hoe wonderbaarlik het God die mens geskape, en dan spesifiek te kyk na die brein. Daar is die groot brein, die cerebralis, wat hoofsaaklik die geheue ingestoor word, en daai gedeeltetjie daar agter, praat hulle van die inner brein. En dan ook die hart, om te kyk hoe daai twee funksioneer, maar wat het ook die impak het op die res van die liggaam. Wat leer ons oor die mens as skepsel van God? Psalm 139 vers 15. Dis vir my 'n kosbare vers. Geen been van my was vir u verborge toe ek vorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in my moederskoot. So ons wil eintlik vat, nee, die lewe begin as 'n mikroskopiese klein spermsel. En na bevrugting, hoe ontwikkel hy al die kompleksiteit van die DNA-strukture, hoe alles saam en dan die brein self, hoe kompleks is die brein, met al die vermoë van die brein en dan ook na die hart. Ek het nie tyd om te veel te gaan, ek wens ek het meer tyd en miskien vir 'n volgende keer kan ons bietjie net stil staan, net by die brein, en ons kan regtig soveel sê van die brein, hoe kosbaar is dit, God se skepping van daai. Kom ek gee net so vinnig 'n paar feite. Die brein het 1 biljoen neurone. Neurone lyk amper soos, onthou jy destyds, nommer asseblief, toe daai tannie gesit daar by die sentrale, en dan sy die kabel ingeplak hierso en by die ander ene daar. En dis in 'n baie eenvoudige manier amper hoe hierdie neurone werk. Hy vat verskillende intelligensie van verskillende bronne in die brein, en hy koppel dit in daai elektroniese of chemiese seine van daai stuur weer 'n reaksie deur die res van jou liggaam. Dit beheer dinge soos asemhaal en 'n klomp, ook selfs die emosies. Nou om vir julle net te sê, daai 1 biljoen neurone het 'n gesamentlike kapasiteit van 2.5 petabytes. Petabytes is eintlik 'n baie groot syfer. Petabytes, 2.5 petabytes is 2.5 miljoen gigabytes. En nou 1 gigabyte, nee, is 1.74 miljard bytes. Nou 1 byte, nee, is 8 bits. Nou 'n bit, nee, is soos as jy 'n prentjie het, daai pixels. Elke pixel wat daar is 'n bit, of as jy dit nou skryf en jy het 'n karakter of jy sit 'n spasie, dis 'n bit. So 8 bits is 1 byte. En 1.73 miljard bytes is 1 gigabyte. En 1 petabyte is 2.5 biljoen. So dit sê net vir jou hoe geweldig kragtig is ons verstand. En die brein kan 100 triljoen feite stoor.
Nou kan julle dink hoe goed met daai neurone werk, hoe goed met hierdie brein wees, om alles wat gerealiseer is, elke ding, hier waar ons praat, selfs as jy nou iets anders te kyk of dink, dit word ook gestoor. Al daai inligting word gestoor, sodat dit later kan opgeroep word en daar reaksie kan plaasvind van daai emosie. So die brein kan 100 triljoen feite stoor en 15.000 besluite per sekonde hanteer. Dit is nogal wild, nee manne. Ek het nie tyd om meer oor dit te sê nie, ons kan dit ook op 'n ander keer doen. Kom ons kyk 'n bietjie na die hart. Die gemiddelde lewe van 'n mens op aarde is ongeveer so 25.000 dae as ons dit bereken op 7 wat met 'n mooi spoed soontoe storm. Maar kom ons vat nou maar net vir vandag se gesprek 70 jaar, so dis so 25.000 dae. En daai hart van ons in daai tydperk, nee, klop 2.3 miljard kere. Wanneer nou staan die ouens en stry om die braaivleisvuur, weet jy betroubaar is 'n Toyota of 'n Ford, wat ek al, hulle is niks teen ons harte nie. En as daai hart 5 reaksies plaasvind, jy gaan begin duiselig word na ouens. Tussen 5 en 10 minute raak dit so erg dat jy kan jou bewussyn verloor. En daarna, as daar nie suurstof in jou brein is nie, as jou hart nie die suurstof stuur na jou brein toe nie, dan begin dit al jou ander organe te beïnvloed. So, dit wys vir ons hoe geweldig belangrik is hierdie hart. En interessant, vrouens se hart klop so gemiddeld 10% meer as ons harte. Ek dink julle almal het dit al gesien. Hulle word bietjie vinniger opgewen as ons, as hulle daar in die winkels rondloop en hulle het jou kredietkaart, dan klop daai hart bietjie vinniger as ons en so daar is bepaalde dinge wat by die vrou gebeur wat haar hart se klop opsit. Die hart sirkuleer hierdie bloed deur ons liggaam 1000 keer elke dag. Daai bloed is vol suurstof en van jou toontjie tot jou kroontjie het alles suurstof nodig. So as jou hart nie werk nie, dan is dit 'n groot probleem. Daarom sê ons, die Bybel sê vir ons baie keer, versorg jou hart. Die Bybel waarsku ons baie sterk in Spreuke 4 vers 23 tot 26. Bewaar bo alles, bewaar jou hart. Die volgende prentjie vra ek vir julle om nie vooruit te hardloop nie, hy's bietjie besig. Daar heel bo links is die 2 organe, dit is amper soos wat hulle lyk, dis die hart en die brein. Manne, die hart het nie die intelligensie wat die brein het nie. Hy het nie neurone en ander intelligensie nie. Dis basies 'n baie goed ontwikkelde orgaan wat spiere het en wat die doel het om die bloed deur die liggaam te pomp. Maar ons gaan net nou kyk, hoekom praat ons altyd? En dan die verstand. Die verstand rig ons denke. Ons begrip, ons redenasies, ons geheue, al daai dinge. Dis die beheersentrum. Dis sê maar die komputer van ons liggaam. En die hart is wat ons het sien. Hy rig die emosies. Liefde, vreugde, vrees, woede en blydskap, al daai dinge. Nou dit is so. Ons weet dit, daar's altyd 'n getoutrekkery tussen wat jou verstand sê en tussen wat jou emosies sien. Jy sien 'n mooi vrou en ons sê jou verstand vir jou, jy weet ons moet plan maak of wat ek al vir 'n mooi kar of daai, so daar's altyd 'n gestryd en dit kan weerskante toe gaan. Partykeer sê jou verstand vir jou, nee, hierdie ou het nou soveel verkeerd gedoen, dis nou klaar. Maar dan sê emosies nee, ek moet liefde openbaar en daai. So daar's altyd 'n toutrekkery tussen dit. En ek het nie tyd om meer te praat oor dit nie. Daai groot woord daar, die hypothalamus, sit daar in die innerbrein en dis eintlik die area waar die emosies en die liefde en daai. Maar vir ons gesprek van nou, kom ons raak nie tegnies. Ons praat van die hart wat die emosies is en die brein wat die verstand van daai. Nou God het ons geskep, elkeen van ons as 'n geestelike wese, as 'n morele wese. Dis die verskil tussen ons en 'n dier. Diere het ook 'n hart en diere het ook 'n brein en van die ook. God het ons geskep met 'n wil. Ons het 'n wil wat ons kan uitoefen.
rondom daai 2 dae. So ons kan keuses maak en daai wil wat God vir ons gegee het. Ek wonder baie keer of God nie spyt gewees dat hy vir ons 'n wil gegee het nie. Maar dan was ons eintlik soos 'n robot gewees. Dan sou ons soos 'n dier gedryf gewees deur drange en instinke, maar God het ons spesifiek 'n keuse gegee. En daai keuse help vir ons om in harmonie te kan leef, sodat die brein en die verstand meer in harmonie is. En wat help vir ons om dit te doen? Dis die Heilige Gees. As ons die Heilige Gees in ons harte kry, en die Heilige Gees ons beheer, dan gaan ons verstand en ons emosies baie meer in kalibrasie wees, en dan gaan dit eerder lyk soos wat daai prentjie daar is, dat daar balans is in dit. Wat sê die Bybel oor die hart? Die tyd wat ons vanoggend het, is hopeloos te min, dat ons kan praat oor die wonderlikheid van die hart as deel van God se skep. Ons gaan kyk na 'n paar Bybelverse. Toe ek kyk het net in voorbereiding, het ek sommer op die Bible app gekyk. En ek het so, dis nie rocket science, jy kan van self kyk hoeveel is van daai, maar ek het gesien daai versies, het lê basies in 2 prominente kategorieë. Die verse sê vir ons daar, dis bepaalde opdragte of waarskuwings, of dis ook aanmoediging of vertroostings. En ons gaan net na so 'n paar van hulle sommer vandag kyk vanoggend. Die eerste een is Jeremia 17 vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Want nou, ons weet dit so goed. Ons weet baie keer so, maar ons moes anders opgetree het. Maar ons hart het ons anders te gesê. So daar's die hele tyd daai stryd. Ons kan nie altyd net ons hart vertrou nie. Ons moet weet, so daai vorige prent, ons moet ook ons verstand gebruik in baie opsigte. Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek en vind, dan is daar voorwaarde, kyk daar, as julle na my vra, hoe moet ons julle hart, maar dit gebeur so baie keer, dat ons net so van 'n ou skietgebed opstuur, en vir die Here sê, Here, ek het nie kans gehad om te leer op hierdie eksamen, so ek gaan my handboeke onder my kussing sit en slaap, en dankie dat u vir my môre gaan op wysheid gee. Want met 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots, my voorbeeldelik, hoe ons praat, as ons met die Here bid, en wat oordenk ons? Wat is die dinge wat ons mee besig hou elke dag? Psalm 90 vers 12, leer ons om ons dae so te tel, aan die ander woorde ons tyd te spandeer, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ek het vir julle al vorige keer het ek julle opsomming gegee van die gemiddelde tyd wat spandeer word op sosiale media. Ek kon dit nie inpas nie, ons kan dit op 'n ander keer weer kyk. Dis skrikwekkend oor hoeveel tyd ons spandeer op die internet, op sosiale media. En dit gebeur so maklik. Charlotte Sondag by ons kerk het hy gepraat. En miskien as ons tyd is, sal ek vir Charlotte vra om 'n bietjie ook vir julle te sê, hoe het hy dit reg gekry, om minder te kyk na sosiale media en al daai dinge. Maar nou ons daar is so belangrik, waarmee ons tyd mors. En dit gebeur so maklik, jy kyk 'n YouTube of 'n ding vinnig, en dan die algoritmes van hierdie is so, dan kom daar volgende ene wat nog beter is, en voordat jy jou sien, is jy halfuur al besig met daai. Spreuke 3 vers 1 tot 2, waarsku vir ons, my seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Baie van ons wil lekker oud word, en jy wil jou kleinkinders sien, en al daai dinge, maar hierso is die riglyn. Ons moet die onderwysing van God moet ons nie vergeet nie. Jesegiel 36 vers 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee.
Spreuke 10 vers 8. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Wanneer ons moet nie so maklik praat nie, ons moet 2 keer dink, en ons moet weet dat die wysheid wat daar is, moet eers, ek het al vir julle gesê, Blik het vir my 'n kosbare les geleer, baie jare terug. First talk to God about people before you talk to people about God. Ons moet nie te vinnig praat nie, kom ons hoor wat is dit wat God vir ons wil leer. Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jan het so 2 weke terug, Jan Hugo het hy vir ons mooi boodskap gegee oor reinig die hart. Selfs by die kerk ook het hy nou vir 3 Sondae het hy gehad en ek kan julle regtig aanbeveel. As julle nie daai toegang het tot daai nie, ons kan die link vir julle ook stuur. Vir al Sondagsinne was eintlik die samevatting van dit gewees. Ons moet 'n rein hart hê. Psalm 31 vers 25. Wees sterk en laat julle hart sterk wees. Almal wat op die Here wag. Want dit is so belangrik, almal wat op die Here wag. Ek het net nou gesê, hierdie vinnige skietgebedjies en so. Partykeer gaan ons deur 'n tyd van beproewing. Dis 'n woestyntyd. Die Here wil spesifiek hê, ons moet ook in daai tyd geduldig op hom wag. 1 Samuel 12 vers 24, vrees net die Here en dien hom getrou met julle hart. Hoeveel keer het ons vrese wat nie gerig is na die Here toe nie. Ons sien goeders, die ekonomie val, daar's 'n krisis, daar's 'n oorlog of wat ook al. Dan begin ons te vrees. Hierdie vers roep ons op, ons moet net die Here vrees. 2 Timoteus 2 vers 22. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede. Kyk nou belangrik is hierdie. Saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Wanneer dit wat ons hier doen, as ons by mekaar kom, dit wat jy doen in jou selgroep, dit wat jy doen in jou kerk, dit is voldoening aan hierdie. Ons kom by mekaar met manne wat ons kan help en ons kan stig, sodat ons meer 'n rein hart kan hê. Josua 24 vers 23, verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here. Soveel keer, manne, begin ons afwater. Ons sien miskien 'n preek wat iemand iets sê of so, wat nie heeltemal die waarheid is. Dit is baie naby die waarheid, en dis daai vreemde gode. Partykeer is dit blaatante vreemde gode wat insluit. Psalm 37 vers 4, en verlustig jou in die Here, weer 'n keer, 'n vereiste, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Ons wil baie keer, wil ons 'n shopping list hê, en ons sê, Here, gee asseblief maar hierdie en hierdie en hierdie, maar ons vergeet van die Here. Psalm 147 vers 3, sê, hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Wanneer is dit nie 'n mooi belofte nie, wanneer ons hartseer, wanneer ons gebroken is, dan waarheen kan ons gaan? Ek kan met Willie praat, of met Jan of wie ook al, en hulle kan by bemoedig, maar die werklike genesing kom van God af. Hy genees 'n gebroke hart. Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Dit is belangrik dat ons ook van onsself af ook weet, ons kan nie die hele tyd met so jantjie smartvraat gesig rondloop nie. Ons moet ook toelaat dat daar 'n vrolike hart is. En in 'n tyd van hartseer is dit baie keer nodig dat die Here vir ons ook help, dat ons gaan krap in ons hart en sê, maar wat 'n goeie woord kan ons vir iemand anders te gee en hulle 'n bietjie te kan bemoedig. Is amper klaar met die verse. So as ek net nou klaar is, gaan ek vir elkeen vra om 'n vers op te noem, so julle moet asseblief nou konsentreer. Ek weet dit is 'n ding wat baie keer ou wil nie al hierdie verse sien nie, want dit is bietjie oorweldigend. Maar ek dink is tog van toepassing dat ons net hierdie sien. Romeine 5 vers 5 en die hoop beskaam nie, weer 'n keer 'n vereiste, of omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Want nou, ons hoef nie een of ander magic formule te kry, of ons hoef nie klomp doktersgrade te gaan kry om te sê, hoe is dit wat dit nou werk nie. Die Heilige Gees, hy is die sleutel wat vir ons hierdie liefde van God in ons hart sal vestig. Joël 2 vers 13, en skeer julle hart
en nie julle klere nie. En bekeer julle tot die Here julle God. Want ons moet nie vertoon by almal praat en vir hulle sê, maar hoe sleg gaan dit en al daai goeters en dit sigbaar maak nie. Dis goed dat ons moet doen praat, maar ek dink God wil hê dat ons hart gaan skeer. Ons moet regtig ons hart gaan beproef en reinig maak. En dan vers 7, gaan dan heen, eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het al lankal behaag in jou werke. Wanneer julle moet hierdie onthou, as julle weer by die braaivleis staan, en julle eet lekker chops, en julle drink julle wyntjie, wat ek al, onthou Prediker 9 vers 7, as jou vrou begin brommerig raak, dan sê jy vir, maar dit staan daar so, eet en drink jou wyn met vrolike hart. Onthou, die woord sê ook, ons moet al die dinge doen in perke. Is amper klaar, manne? Markus 11 vers 23, want voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie. Maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Hoeveel keer is dit? Ons bid so halfhartig, bid ons en ons glo regtig. Ek het al hoeveel keer voorbeelde gesien. Ek het al vir julle vertel voor ons Malawi toe gegaan het. Wat gebeur het net 'n week voor die tyd. Toe is daar nog 'n klomp geld wat kort is. En Tom kon volgend nie wees nie. Tom was daai dag by die vergadering gewees en toe ons so deur die agenda gaan en toe vra Jan vir Martin en hoe lyk die finansies. Toe sê Martin ons kort nog so 96,000. En Jan sê okay. En so gaan ons aan, maar Tom is 'n baie goeie toerleier en 'n beplanning, so hierdie ding pla hom toe. En so op die tweede agenda punt, toe sy senuwee is gedaan en hy steek sy hand op en hy sê, hoor hierso, op 'n punt van orde het ek reg gehoor, want daai is 'n slordige bedrag. Waar gaan daai geld vandaan kom? En Martin kyk hom so, nee, asof hy die domste vraag is in sy lewe gehoor. Hy sê, dit gaan ons van liewe Jesus afkom. En so is dit. Hoeveel manne het nou al getuig dat voor 'n uitreik is daar nie geld nie. Hierdie Noord-Kaapse uitreiking nie. Ons het nie geld nou om te gaan as die Here se wil is nou in Maart maand nie. Daar's nie geld nie. En Nomer het ook al verduidelik vir al die dinge wat hulle doen en baan julle oralste. Ek dink baie van julle kan geduik. Dis wonderwerke. En dit gebeur wanneer ons nie twyfel nie. God kom in werking wanneer ons geloof het. Spreuke 12 vers 25 sê bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Hebreërs 3 vers 12 sorg daarvoor broeders, daar nie miskien een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Hierdie dinge kom baie keer subtiel, en ek sal net nou weer 'n bietjie terugkom na hierdie. Dis nie 'n ding wat sommer een dag was jy hoog heilig en die volgende dag is dit nie. Dis so 'n ding wat so subtiel inkruip in ons lewens. Psalm 27 vers 3. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Hoeveel keer in ons lewens is daar dinge wat verkeerd gaan? Dit voel regtig baie keer of daar 'n hele leer teen jou opgeslaan is. Alles voel net, daai spreekwoord never comes in singles. Dit kom alles, dit reën, dit kom in drieë. Dit gebeur baie keer so. Dan voel 'n ou, maar dan nogtans vertrou ek. Psalm 119 vers 36. Neig my hart tot die getuienis en nie tot winsbejag nie. Want ons kan baie sê oor dit. Baie keer gebeur dit, wat ons jaag die wins aan. Wat gaan ek uitkry uit hierdie transaksie, vir hierdie moeite wat ek insit? Wat gaan ek doen? Matteus 6 vers 21, baie belangrik, so 'n bekende ene. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Maar dit is so waar, as ons hart is in ons finansies, in ons beleggings en al daai dinge, dan gaan dit ons dryf. Dit wat in ons harte is, of dit ons sport is of wat ook al, gaan ons aksie en dit gaan begin reflekteer. Dan 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En hier wil ek vir elkeen van julle sê wat vir ons so getrou ondersteun, wat dit vir ons moontlik maak op al die projekte waar ons betrokke is, om vir Willie te kan ondersteun.
Dankie manne vir elkeen van julle wat met 'n mooi hart vir ons ondersteun om hierdie dinge te kan doen. Psalm 119 vers 11. Ek het die woord in my hart geberre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Manne, dit is so belangrik. Ons kan nie net so woordswaars stilte tyd hou in hierdie goeters nie. Ons moet die woord van God in ons harte met ons bære. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Manne, hoeveel keer gebeur dit dat ons 'n plan A, B, C en D het? Net in geval God dalk te besig is met 'n ander ou en ons wil vir God baie keer wil ons vir hom raad gee. Matteus 22 vers 37 sê, en Jesus antwoord hom, jy moet, nie 'n keuse nie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Ek dink dit is die groot geheim. En miskien die opsomming van hierdie kom uit Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Ek hou daarvan om wat er nou gebeur. Ek hou daarvan partykeer om 'n ding net in perspektief te stel ook en 'n prentjie sê vir my baie keer soveel meer as net die woord self. So ek wil die metafoor gebruik om 'n hart met 'n yskas te vergelyk. Daai eerste ene daarbo wys vir ons hoe lyk 'n mooi hart. Daai hart hy lyk stewig, hy's gesond en alles. Dis hoe hy van buitekant af lyk. Maar wat is binnekant hom? En al is daai hart reg en netjies gepak, nog steeds. Wat bepaal wat gaan in daai hart aan? En dan gebeur dit baie keer, manne, dat ons harte raak as gevolg van omstandighede, raak hy bietjie de mekaar. Ons begin op 'n stadium net dinge inprop. Dis by die werk, dis feite en die kinders en wat al die dinge wat daar is, die politiek enige ding. Nou pak ons net in. En wele manne, daar's 'n paar dinge wat gebeur as dit wat plaasvind as dit gebeur. Agter iewerste in jou hart is daar iets wat begin sleg word, wat begin vrot word. Of daar is 'n goeie ding wat sy raakleeftijd nog nie verby is nie. Maar nou is hy daar agter, alles is die mekaar, ons weet nie mooi waar is daai ding nie. Party van ons se harte is volgepak, sommer vol. Daar's 'n verantwoordelikheid ook met dit. As jy Bybelverse het of woord wat jy met iemand sit, maar die hart is so vol, dan moet 'n ou partykeer hierdie yskas leegmaak om weer by daai woord uit te kom. En daar's niks meer fout as jy 'n yskas het wat vol is nie, maar daar's ook 'n verantwoordelikheid, want dan moet jy weet hierdie woord wat jy vandag gekry het of verlede Dinsdag of wanneer ook al, daai woord moet uitgedeel word na iemand anders. En sy raakleeftijd moet nie verbygaan sodat hy begin afgaan nie. En dan dis so hartseer dat baie keer gebeur dit daai prentjie daaronder. En sê in jou hart, los my uit, ek het my eie siening oor dinge. Ek het net hierdie een brand. Ek gaan net na hierdie kerk toe of ek lees net hierdie gedeeltes in die Bybel of ek hou net van daai. Daar's nie plek vir ander op nie. Dis hierdie boksie. Dis al wat in my hart kom en my yskas kom. En dan is daar gedeeltes waar ou bietjie moet onverwags, miskien laat in die aand, as jy honger, miskien op 'n onverwagte tyd kom iemand oor jou pad en jy moet iets uit daai yskas uitdeel. Dan is dit belangrik dat ons ook weet wat is in daai yskas. Laat ons nie soos daai man daar staan as hy kop krap en wonder, jy weet wat is in my yskas en hoekom daai nie. En dan is dit ook so dat die lewe ons baie keer op 'n punt vat dat dit vir ons voel of ons yskas leeg is. Ons het 'n verlies aan 'n geliefde, ons gaan deur 'n egskeiding of ons gaan deur 'n moeilike situasie. Ons het ons werk verloor of wat ook al, dan voel dit vir ons hart is nou leeg. Daai wil ek vir julle vandag sê, is ook 'n goeie ding. Partykeer is dit goed dat ons harte net weer leeg maak. Maar sien julle wat is ook daar? Daar's die kritiese goeders is nog steeds daar. Ons bid vir God in die modelgebed wat Jesus ons geleer het. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En God sal voorsien. Al is dit net 'n appel, al is dit net daai. Ons probleem is, ons dink baie keer, as ek nou Engels gebruik, ons bid nie, provide us in a daily need.
Ons begin bid, provide us in your future greed. En dis baie keer wat aangaan. So manne, as jou yskas, jou hart vandag lyk soos daai, moenie laat dit vir jou ontstel nie. Waarmee vul ons harte, hierdie yskas? Partykeer het ons voorkeure, ons sê ek is 'n vreeslike fiksheidsou, ek is 'n vegetariër of wat ek al, ek eet groente. Ander ouens sê nee, ek is 'n vis, ek eet net vis, ek hou van vis. Ek is met 'n Weskusser getroud en sy sal sê dit is eintlik wat die yskas meer te moet hê. Ek weet die meeste van die manne sal daar onder kyk, by onderste prentjie wat die vleis is. Dis lekker. Ons moet vleis eet. Ons moet braai, dis wat ons doen in hierdie, en ons moet sommer nie bietjie nie, ons moet sommer lekker baie braai. So ongeag van wat die Here in jou hart sit, hierdie boodskap of daai, dis nog steeds 'n verantwoordelikheid wat ons het. En daai middelste prentjie daar wys 'n yskas wat propvol is, maar hy's goed georganiseer. Kyk, daar is al die eiers reg, en daar is al die medisyne, en daar is al die smere en die groentes en al daai goeders. Dis goed, as die Here jou seën, laat jy 'n hart het wat so vol is van daai. As die Here jou seën, laat jou yskas, jou gawes, moet ons vandag ook weet, daar's 'n verantwoordelikheid by ons. Die doel is nie dat ons net kyk hoe vol ons harte kan wees, en laat ons sê, maar hoor eens, my hart, my yskas is voller as Willies en op syne met daai nie. Dan moet ons ook weet, die Here het 'n verantwoordelikheid. As iemand siek is, moet ons uit ons hart uit vir hom kan medisyne gee. Ons moet die regte woord vir hom kan gee. As iemand honger is, moet ons die regte kos vir hom kan gee. As daar projekte is, soos wat julle manne vir ons ondersteun, dan moet ons ook kan uitdeel na ander toe. Daai regterkantste prentjie is ene wat nogal vir my so 'n bietjie irriteer. En dit is 'n kusvrieskas. Nou ons het 'n kusvrieskas oorrede my skoonmense bly daar in die Weskus. So as ons toe gaan, vroeër jare was snoek volop en baie goedkoop. Dan kry ek sommer genoeg kreef en ek kry genoeg snoeke en alles en ek bring dit saam. Dan sit ons dit in daai yskas. Maar die kreef moet eenkant wees. En toe ons op 'n stadium ook een keer per jaar gaan slag, dan lyk my yskas ook soos daai wat aan die regterkant is. En toe kry ons 'n groot kusvrieskas. Nou sit ons by mekaar, maar die vis en die vleis lyk mekaar nie baie nie, hulle moet eenkant wees. En nou begin ons goeders op te pak, al hoe meer op dit. En dan die klein goedjies is heel bo. En weet julle wat gebeur, manne? Op 'n stadium besef jy moet vir iemand 'n vleis uitdeel, of jy moet 'n vis uitdeel, maar dit is heel onder. Nou is dit te veel werk. Nou gaan ons net bo langs te gaan, al die goedjies wat maklik is, die kitskosies en so, die WhatsApp boodskapies wat net so vinnig is, en ek het niks teen dit nie as iemand dit gebruik nie, ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Ons wil net vinnig hier bo langs gaan, en dan gebeur 'n paar dinge, manne. Daar gebeur dit, dat daai yskas van jou, kan op 'n stadium, kan hy nie meer lekker wees nie. As hy so vol is, en ons het nie die dissipline om gereeld in te skakel na die Heilige Gees wat ons krag is nie, dan is dit soos 'n yskas wat sy krag afgaan. Dan begin daai snoeke en die goeters daaronder in die krewe, hulle begin so 'n bietjie pong. Hulle is nou nie meer lekker nie. En dan begin jy die reuk te kry as jy daai yskas se deur oopmaak. Dan ruik dit nie lekker nie. Wat doen ons baie keer in ons lewens? Slap hy deur net toe. Hoop as ons hom later oopmaak, dan die krag weer aangegaan, of quick fix, die Heilige Gees het gou vir ons iets gedoen, en dan is dit nou uitgesorteer. Manne, as 'n yskas so vuil is, dan los hy baie keer vlekke, hy los merke. En daai, as jy hom nie gaan skoonmaak, as ons nie ons harte gaan reinig nie, en dis 'n seer proses. Dit beteken ons moet effort insit. Ons moet bietjie gaan skuur. Ons moet nie iewers ter los nie. Nog sonde, onvergewensgesyndheid of wat ook al iewers te daar nie. Ons moet hom gaan skoonmaak. Maar in hierdie proses, ons staan in die begin van hierdie jaar. Kom ons doen bietjie dit. Kom ons organiseer bietjie. Kom ons gaan doen regtig selfondersoek. En nou sê vir die Here, Here, ek het soveel goed in my hart wat se vervaldatum al weg is. Raak ons slaaf van daai goed. En begin bietjie beplan. Want ons kan nie die einde van die jaar weer met 'n propvol yskas net hier aangestrommel kom ons maak regtig ons harte oop voor die Here. En kom ons begin bietjie dissipline te kry, sodat ons in ons harte
weet, wat is die teksverse in die Bybel, wat vir 'n spesifieke situasie, wat ons kan uittrek in daai laai, en vir iemand gee om te kan bemoedig, preke of wat ook al. So kom ons organiseer ons eie harte net so 'n bietjie beter, sodat so daai middelste prentjie daar, alles beter gerealiseer en georganiseer is, sodat ons weet, hierdie is die spesifieke behoefte van 'n persoon, wat ons vinnig kan uitgee. En daar's twee voordele van daai. Ons kan dan baie maklik sien, as iets in ons harte begin sleg word, as daar verkeerde goeders ingaan, as die raakleeftijd weggaan. Dis vir ons soveel makliker om te weet, hoe kan ons ook ander mense ondersteun. Dit kan wees, soos daai laaste prentjie daar, dat jou yskas moet baie vol wees. Jy is in 'n bediening en is nodig vir jou om gereeld uit te deel, dis goed, maar maak nog steeds seker dat dit mooi georganiseer is. Maar ek wil afsluit, ten slotte, waar laat dit vir my en jou ten opsigte van ons harte? Eerstens, dit bring vir my en vir jou 'n baie groot verantwoordelikheid. Eerste punt daar is, ons moet vir onsself bietjie gaan ondervra, ons moet hierdie hart vir ons oopmaak, hierdie yskas, ons moet regtig bietjie gaan kyk, leef ons regtig sodat mense ons getuienis ten opsigte van Jesus Christus kan sien en kan hoor. As jy daai yskas oopmaak, hoe lyk hy? Is hy de mekaar en wat se geluide kom daar uit? Kan ander vir Jesus raak sien in ons harte en in ons optredes? Dra ons regtig die gees, die vrug van die gees in ons harte? Wat spring uit as ons daai yskas deur oopmaak, ons harte? Is dit die slegte goeters, die negatiewe emosies, of is dit die vrug van die gees, soos in Galasiërs 5 vers 22? Kan ander Jesus se liefde hoor, wanneer en hoe ons praat en dink? Daar's 'n spreekwoord wat sê, waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Hoeveel keer gebeur dit, dat Christenmanne op die sportveld, op die golfbaan, of by die braaivleis of wat ook al, waaroor praat hulle? Wat is in hulle hart, wat spring uit? As die taxi voor ons inry, wat spring uit? Dis daai ding wat iewerste, en ek sien 'n paar van die manne lag, ek sukkel ook partykeer, dis ook nog so 'n vrotslaai wat daar iewerste in die yskas is, die mens moet hom uithaal. Kan 'n ander Jesus se omgee beleef, met dit waarmee ek primêr besig is? Is ek regtig diensbaar? Manne, is ons regtig diensbaar? As ons weet van 'n boeta wat swaar kry, wat deur 'n moeilike tyd gaan, hoe hanteer ons dit? Sê ons nee, wat iemand anders sal daarna kyk, Jan is die pastoor, of deur en daai, wat wil die Here hê moet ons doen? Die tweede punt, hoe word jy 'n medebouer aan die koninkryk van God? Eerste punt is, jy moet aktief daaraan werk om jou hart te reinig en jou inskerp. Jy met ander woorde, jy moet onderrig word in die woord in die Bybel. As ons dit nie doen nie, manne, dan is ons op 'n verkeerde traject. Jy moet getuig, tydig en ontydig. Jy moet jou yskas, hierdie hart, tydig en ontydig oopmaak met dit wat die Here op jou hart sit, en jy moet dit gaan deel. Jy hoef nie mense te oortuig nie. Dis die Heilige Gees se werk. Ons moet net daai saad gaan saai, en dan sal God daai doen. En dis tog immers die groot opdrag wat ons in Matteus 28 vers 19 aan herinner word. Gaan dan heen en maak disippels van alle mense, gaan doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Gees, en wat ook daar volg. Dis 'n opdrag wat ons het. Wanneer jy Jesus bely, wanneer ons met iemand praat, en wanneer ons getuig, wanneer ons disippelskap uitleef, sluit jy die koninkryk vir ander oop, sodat hulle tot geloof kan kom. En dan het jou optrede ewigheidswaarde. Matteus 6 vers 19 tot 21, waarsku ons so duidelik, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Wanneer ek was al by vele begrafnisse gewees, ek het nog nooit gesien, hulle het 'n ou begrawe word met sy chequeboek en sy kredietkaarte en sy bitcoins en sy registrasiesertifikate van sy wonings en sy karre en al daai goeders, en dan bo op sy bors sy dik CV daai. As ons eendag by God gaan kom, en ons almal gaan by daai punt kom, gaan God nie vir my sê, juffrou, ek is al so beïndruk met hierdie CV van jou nie, jy het 'n wonderlike pos gehad, of juffrou, ek is beïndruk met jou golf voorgee, of wat ek al nie. Ek is nie regtig beïndruk met jou,
So manne, wat doen ons? Waar maak ons vir ons katte bymekaar? Volgende punt, jy moet Jesus se liefde uitleef deur opregte dade. Geloof sonder dade is dood. Jakobus 2 vers 20 en 26. Julle weet manne, dis een van die pilare waarop Woord sonder grense mannebediening is dat ons het 'n passie en 'n behoefte vir siele, maar ook ons moet ook in werking kom. Ons kan nie net sê ons is gelowige manne, daai geloof moet in aksie kom. En ek eer elkeen van julle vir elke uitreik, vir elke projek, vir elke sending. Hier manne wat hierso sit, klomp van hulle is betrokke by verskillende bedieninge. Johan vir daar agter sit met sy kosbare bediening met die audio Bybels waar dit die hele wêreld versprei. Leon hulle wat ook Bybels reg oor die wêreld versprei. So manne, dis die dinge wat God regtig wil hê ons moet doen. En dan wil ek vir julle sê, een van die belangrike dinge is, jy moet jou hart oopstel vir die Heilige Gees in jou lewe. As ons dit nie dit doen nie, manne, ons kan daai yskas skoonmaak en ons kan al daai ding. As die krag nie daar is om hierdie yskas heeltyd in stand te hou nie, dan gaan dit nie gebeur nie. So ons moet ons heeltyd bemoei met die Heilige Gees. En ek wil vandag vir julle bemoedig, vir julle te sê, moenie moed verloor of tou opgooi nie. Filippense 4 vers 13 gee vir ons daai kosbare belofte. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Baie dankie, dit is my voorreg gewees om vanoggend met julle hierdie gedagtes te deel. Ek weet nie of die Zoom reg gekom het nie, vir die manne wat daar op die Zoom is, ek weet nie of julle ons nog kan hoor nie, wat Jean wys het, maar ons sal in elk geval die link vir julle stuur, sodat ons met al die ander boodskappe ook stuur. Maar dit gaan nie oor dat ons 'n boodskap doen nie. As jy iewers vanoggend weet, maar jy het 'n buurman of 'n broer of wie ook al, wat die woord moet hoor, ons doen moeite om dit op te neem, dit kos ons geld ook om dit te fasiliteer, gaan stuur dit uit. Dankie vir julle tyd, ek wil so vir ons afsluit, ek wil vra manne, wil julle nie saam met my staan, die van julle wat so voel, en dan bid ons net vir die Here. Here, baie dankie dat ons vanoggend 'n tydjie gehad het, Here, om net so 'n bietjie weer op 'n praktiese manier te kan kyk, Here, na ons hart en ons verstand. Here, ons is baie keer so maklik om te sê nie, maar ek het hierdie ding gedoen, omdat my hart het my laat struikel. Here, omdat ek 'n gebrek het aan kennis. Here, ek wil vanoggend eerste, maar ook saam met hierdie manne bely, Vader, in ons harte is daar baie keer, Here, onvergewensgesindheid. Is daar nog nydigheid, is daar jaloesie, is daar miskien woede. Daar is soveel keer dinge in ons harte, Here, wat die ander dinge bederf. En daarom pleit ek, Here, dat U in ons harte sal kom, dat U met die Heilige Gees, Here, in elkeen van ons harte sal werk, op U unieke manier, Here, dat U vir ons sal openbaar, wat in ons harte, Here, is nog fout, wat moet gereinig word. Here, help vir ons dat ons die dissipline sal hê, dat ons nie net so boorlangs, Here, elke keer, maar net kyk wat is die maklike goedjies nie. Help vir ons, Here, soos wat Jan Hugo ook vir ons so mooi in sy boodskap gesê het, dat ons harte gaan reinig. Help ons, Here, om eerlik te wees voor U in hierdie volgende dae, dat ons regtig op U sal fokus, dat U liefde, U genade en U vrede, Here, met ons sal wees. Dankie dat ek guns kan uitroep op elkeen van die manne. Dankie, Here, vir getrouheid. Dankie vir manne wat vir ons bid. Dankie, Here, vir manne wat ons ondersteun op ons projekte. U weet, Here, dat finansies altyd 'n probleem is, en Vader, ons het finansies nodig by Danville en al die ander plekke waar ons voorrade uitdeel. Maar dankie, Vader, dat ons nie op state maak op ons eie vermoëns nie, maar dat U die voorsiening is van alle goeie dinge. Here, ek bid dat U met ons sal wees in die week wat kom, moet elkeen van ons se uitdagings, Here, wat dit ook al kan wees, verhoudingsprobleme, gesondheid of wat ook al. Ons bid U guns af, Here, oor ons gesinne, oor ons kollegas by die werk, Here, by ons families, ons vriende, oor ons waar ons sal gaan. En Here, dat ons 'n verskil sal maak,
Nie omdat ons dink, Here, ons is oulik nie, maar omdat U Gees, Here, in ons harte is. Ons eer U vir vanoggend, Here, vir elke man wat hier was. Ons eer U, Here, dat U vir ons gereeld voorsien in reën. En ons bid, Here, vir soveel plekke in ons land, veral daar in die Noord-Kaap, waar boere baie swaar kry in hierdie tyd, dat U in die genade en die liefde ook daar sal voorsien. In Jesus se kosbare naam bid ons dit.